Kom ons lees nou verder by Matteus hoofstuk 14. Ons gaan net voort waar ons verlede Sondag gestop het. En dit is by vers 22. In hierdie reeks oor Matteus Evangelie, ons neem Matteus vers vir vers, kom ons nou by 14:22. In die oorspronklike manuskrip was daar natuurlik nie verse nie, daar was ook nie hoofstukke nie, alles is aaneengeskrewe. Dis maar die vertalers wat dit later ingesit het, om dit vir ons te help makliker maak om die teks te lees. So dankie aan die vertalers, dat vers 22, tot aan die einde van die hoofstuk natuurlik, net daarna, dis na die vermeerdering van die brood en die vis, het Jesus sy disippels in die skei laat klim. Nou hierdie is heeltemal nie soos die Grieks dit sê nie, maar ek sal nou vir u sê wat hy sê in die oorspronklike. Hierdie vertaling is nie op die regte klank van die oorspronklike nie. Daar staan letterlik, kan ek vir u sê, daarna het Jesus sy disippels gedwing om in die skei te klim. Dis wat daar staan in die Grieks. Dis 'n baie sterk woord. Om so lank voor hom uit te vaar na die oorkant toe, terwyl hy nog eers die mense huis toe laat gaan. Nadat hy die mense weggestuur het, het hy alleen na die berg toe gegaan om te bid, en toe die aand word, was hy daar alleen. Die skei was reeds 'n paar kilometer van die kus af, en is deur die golwe getuister, want die wind was van voor. Met dagbreek, die volgende môre, het hy op die see na hulle toe aangeloop gekom. Daar staan nie dagbreek in die Grieks nie, daar staan die 4de waak. Die 4de waak is so van 3 uur af. So dit was nog nie dagbreek nie. Partykeer wonder 'n mens, waar kom die geleerdes aan die vertaling, wat hulle vertaal? Met die 4de waak het hy op die see na hulle toe aangeloop gekom. Toe sy disippels hom op die see sien loop, het hulle groot geskrik en gesê, dis 'n spook. Van angs het hulle hart begin skree. Maar Jesus het dadelik met hulle gepraat en gesê, wees gerus, dit is ek, moenie bang wees nie. Toe sê Petrus vir hom, Here, as dit u is, beveel my om op die water na u toe te kom. Kom, sê hy. Petrus het uit die skei geklim en op die water begin loop en naby Jesus gekom. Maar toe Petrus sien hoe sterk die wind is, het hy bang geword en begin sink en uitgeroep, Here, red my. Dadelik het Jesus sy hand uitgesteek om gegryp en vir hom gesê, klein gelowige, waarom het jy begin twyfel? Hulle het toe in die skei geklim en die wind het gaan lê. Die manne in die skei het voor Jesus gekniel en gesê, u is waarlik die seun van God. Hulle het toe land toe gevaar en by Genesaret aan wal gegaan, en net toe die mense van daardie plek agterkom wie hy is, het hulle boodskappers deur die hele omgewing gestuur, en die mense het almal wat ongesteld was na hom toegebring. Hulle het hom gevra dat die siekes tog maar net aan die soem van sy kleed mag raak, en almal wat dit gedoen het gesond geword. Ons lees tot sover saam uit die Heilige Skrif. Matteus 14. Ons moet natuurlik in gedagte hou, by die lees hiervan, moet ons in gedagte hou, dit wat ons verlede Sondag uit die eerste deel van die hoofstuk gelees het. Is baie belangrik om dit in gedagte te hou. Naamlik dat, kan jy nog onthou by die begin van 14? Wat staan in die begin van 14? Jesus het die tyding gekry van Johannes die Doper se dood. En toe, wat sou u en ek doen? Toe wou hy met alle mag en geweld net alleen wees. En een kant gaan. En het hulle oor 'n stuk van die see van Galilea gevaar. Met die doel. Maar toe hulle daar kom, toe's daar duisende mense wat alreeds wag vir hom. Toe kom daar niks van die gebed en eenkant wees met die Vader nie,
Maar toe moes hy na daardie mense omsien, en dit het uitgeloop met die grootste geduld het hy dit gedoen, het ons gesien. Het hy die massas geleer, gehelp en gevoed. Dis waar die hele ding van die vermeerdering van die brood en die vis toe vandaan kom. En alles was klaar voordat dit behoorlik nog aand was. Maar hou nou in gedagte net, die tyding van Johannes die Doper se dood sit nog steeds voorop in die meester se verstand en in sy hart. En hy wil nog steeds alleen wees met sy Vader. Dis waarheen hy met ander woorde nog beur. En daarom dat hy toe die skare klaargevoed is, dat hy onmiddellik, staan daar in die Grieks, die mense gebied. Die disippels gebied om weer oor die meer te gaan. Maar hy bly agter, hy gaan nie saam nie. Hy bly agter, hy gaan berg op om te bid. En daarmee saam verdaag hy die skare. En toe dit behoorlik aand is, was die skare weg, die disippels was op die boot, op die skuit, en Jesus was alleen op die berg in gebed. Daai disippels het met ander woorde nie op eie inisiatief die storm tegemoet gegaan nie, maar hulle die storm tegemoet gegaan op bevel van die Here. En dis 'n geweldige belangrike waarheid. Daar's so baie dinge. Ek het gister Bela gesê, ek weet nie hoe om vandag se preek aan te pak nie, want op papier is dit ure se preek, en dan is dit middagete, en dan sal ek ook die voedsel moet vermeerder. Maar ek gaan dit tydens die diens vanmôre gaan ek dit korter maak. So daar's gebed nodig vir die prediker vanmôre. Ek gaan 'n lang boodskap, want daar's so baie om te sê. Wat u kan gaan doen is, u kan die teks aanlyn gaan lees, want daar is alles. Met al die verwysings en al die skrifgedeeltes kan u gaan kyk. Maar ek gaan vanmôre my haas om dit binne 'n behoorlike tyd af te handel. Maar jy kan nie glo in so bekende gedeeltes soos hierdie. Wat sit daar alles nie? Maar die eerste waarheid wat vir my uitstaan uit wat ek nou net gesê het, is dat 'n baie belangrike waarheid is dat gehoorsaamheid aan die Here Jesus Christus waarborg nie noodwendige gemaklike lewe nie. Inteendeel, dit lei dikwels tot beproewing en toetsing. Daarom het Jesus van tevore vir die disippels gesê, julle moet julle kruis opneem as julle my wil volg. 'n Kruis is 'n galg. Daarom dat Handelinge 14 sê, ons moet deur baie verdrukkinge in die koninkryk van God ingaan. Met ander woorde, die disippels gaan 'n storm tegemoet in opdrag van die Here om dit te doen. Die storm beteken met ander woorde nie dat die Here Jesus afwesig is nie. Al was hy nie fisies met hulle daar in die boot nie natuurlik. Maar dis juis in die storm, hulle is juis in die storm op die skuit omdat hulle hom gehoorsaam het, omdat hulle hom volg. Daarom is hulle daar. Hoe dikwels dink Christusgelowige mense dikwels dat moeilike omstandighede, wel, die eerste ding wat ons dink is, as ons in moeilike omstandighede en goeters kom, in toetsing en so aankom, dan dink ons moet uit. Dan is dit WhatsApp groepe en is gebedsgroepe en is alles, dis nie verkeerd nie, maar ons eerste intensie is altyd om uit die moeilikhede uit te kom, terwyl die Here vir ons baie keer in die moeilikhede wil hê. En die tweede ding wat ons baie keer dink is dat die Here vir ons so 'n bietjie vergeet het nou dat ons in hierdie storie is. En al twee gedagtes is verkeerd. Die Bybel leer die teenoorgestelde. Josef was aan Egipte verkoop, maar die Here was met Josef, sê die teks in Genesis 39. Daniël beland in die leeukuil omdat hy aan die Here gehoorsaam was. Maar God was daar saam met hom in die leeu se bekke gesluit. Die vriende van Daniël word in die vuuroond gewerp omdat hulle geweier het om die afgode te dien. Maar daar was 'n vierde persoon, hulle was 3, daar was 'n vierde persoon saam met hulle binne in die oond, die koning het dit gesien. Hy het hom uit sy bloedgroep uitgeskrik. Paulus beland in die tronk terwille van wat?
die evangelie. Almal weet dit. Dis 'n patroon wat deur die hele Bybel loop. God lei nie sy kinders altyd om die storms nie, maar soms dikwels selfs deur die storms. Maar dan, hier is hulle in die wind steek op en hulle is op die see van Galilea. Maar wat doen Jesus? Jesus gaan berg op om te bid. Dis 'n patroon wat reg deur die 4 evangelies is hierdie daaglikse gebedsgewoontes wat Jesus gehad het. Hy het voortdurend hierdie dors in sy hart na die Vader gehad, en die dors wat hy in sy hart na die Vader gehad het hom uitgedryf tot voortdurende gemeenskap. Daar staan in Markus 1:35 dat hy selfs voordat dit nog lig was in die oggende, terwyl dit donker was, het hy uitgegaan alleen om te bid. En hy het soms gebid met 'n harde geroep en trane, sê Hebreërs 5 vers 8. Dit is hoe Jesus gebid het, met 'n harde geroep en trane. Beteken nie hy is swak nie, beteken dat hy volkome afhanklik is van sy Vader as ware mens. Adam was in die paradys onafhanklik, wou hy wees. Jesus kom en hy's afhanklik van sy Vader. Op die berg, ons kan baie nou oor die berge praat, want berge in die Bybel het altyd hierdie simboliese waarde, veral in die Ou Testament, maar ook in die Nuwe Testament. En ek dink ek het een keer daaroor 'n paragraaf gepraat, daarom gaan ek dit nou nie weer doen nie, maar jy kan reg deur die skrif gaan, dan kan jy sien die rol wat berge speel, hoe dat berge dikwels plekke is van goddelike ontmoeting en goddelike openbaring. Dink byvoorbeeld aan Moses op Sinai en Elia op Horeb en so kan jy aangaan die hele storie deur. En Jesus is nou weer op die berg, waar hy sy bedroefde hart, want hy was ontsteld oor Johannes die Doper se dood, waar hy sy bedroefde hart na die Vader toe bring, maar hy baie beslis ook vir die disippels op die boot bid. Die Bybel leer vir ons dat Christus intree vir sy volk. Vandag nog, staan in die boek Hebreërs. Met ander woorde, die ware kerk van die Here Jesus Christus is nooit alleen deur die storms van die wêreld nie. Die hoëpriester, dit staan, het ek gesê Hebreërs? Ja, Hebreërs 4. Die hoëpriester tree voortdurend in vir ons. Selfs al is ons nie, ons sê maar, ek kan hom nie sien en voel en vat en nee, hy's nog steeds tree hy in vir ons. Daai disippels, hy was nie by hulle in die skei nie. Maar hy het nog steeds gebid vir hulle. En later na hulle toe gegaan, gaan ons nou sien. Maar hulle is op die skei en dit is, en dit is hulle is 'n hele eind van die land af, 'n kilometer of 2. En die golwe, die wind is verskriklik. En die golwe tuister hulle, die wind is teen hulle, sê die teks. En dit wys hulle hulpeloosheid. Hulle is daar in 'n situasie. Dit gaan nie vir Matteus hier om net slegte weeromstandighede te beskryf nie. Dit natuurlik ook, want die see van Galilea was berug. Dit was maar net 'n kleinerige, en dit is nog steeds net 'n kleinerige binnelandse meer. Dit is nie 'n see nie, dit is net 'n meer, en redelik klein. Maar hy was baie berug en is nog steeds vandag berug vir sy skielike storms, as gevolg van die geografie, met die berg van Hermon en die, so sê die geleerdes wat weet, nie ek nie, die koue lug wat van Hermon afsak en die warm lug oor die meer en die lug wat bots en so meer gebeur het daar dikwels storms op die see van Galilea. Dis wat hier gebeur het. Maar die belangrikste ding is nie wat die klimaat betref nie, maar wat die teologie betref, want in die Ou Testament simboliseer die see dikwels die magte van chaos en oordeel. Ek weet nie of jy dit al ooit gelees het as jy die Bybel lees nie. Die see, selfs in die boek Openbaring sien 'n mens dit, Daniël en Openbaring sien jy hoe dat die see 'n simboliese plek is van anti-christelike wêreldmagte wat opkom. En dan is daar 'n hele klomp ander gedeeltes, maar veral Psalm 107 wat sê seervaders verkeer in doodsgevaar. Hulle roep tot die Here, sê die Psalm, en hy maak die storm stil. Met ander woorde, Jahwe, die lewende God, Jahwe,
God, wat God die Vader is, hy doen dit hier in hierdie Psalm, en wie doen dit nou ook? Jesus doen dit. Met ander woorde, Matteus identifiseer Jesus met Jahweh. Dit is 'n geweldige gedagte, net toe daai disippels in daai klein skuit sit, toe is hulle eintlik 'n beeld van die kerk, wat deur die wêreldse storms vaar, sou jy kon sê, maar die Here Jesus Christus, en die see is 'n simbool van hierdie, kom ons sê, storms. Die see is simbolies. Maar Jesus het die gesag oor daai storms. En dis wat ons wil hê, dis wat Matteus wil hê, moet ons sien. God laat baie keer toe dat ons, kom ons gaan na individueel toe nou. God laat baie keer toe dat ons eie vermoëns uitgeput raak voordat sy heerlikheid vir ons sigbaar word. Dis wat hier gebeur het. Hierdie ouens wat op hierdie bootjie was, se eie vermoëns was totaal uitgeput. Dit was gedreineer. Hulle het nie eintlik hoop gehad om te oorleef in hierdie storm nie. Toe word die heerlikheid van die Here geopenbaar. Dis baie keer eers wanneer die mense van God, wanneer hulle, kan ons sê, in 'n vasloopstraat is, wat God se heerlikheid openbaar. Mens sien dit deur die hele Bybel. Dink byvoorbeeld aan Israel, hoe hulle vasgekeer was tussen die Farao en die Rooi See. Die Rooi See voor, die Rietsee en die Farao agter. Toe openbaar God se heerlikheid en die see word oopgekloof. Of dink aan Gideon se leer wat doelbewus deur God verklein word tot 300 man, sodat die Here die eer kan kry vir die oorwinning. Dink aan Josafat, koning Josafat, wat sê die stryd is nie ons se nie, dis die Here se. Paulus leer dat God hom swak laat voel het, sodat hy nie op homself moet vertrou nie, maar op die Here vertrou, wat dooies opwek. Yes, en Paulus het daarom gebid oor daai doring in die vlees. Hy sê hy het minstens 3 keer die Here gesmeek. Maar die Here het gesê, nee, die doring bly, wat die doring ook al was. Die doring bly, want jy moet leer om nie op jouself te vertrou nie, maar op my. En as jy swak is ek sterk. Kom my krag na vore. En dit het ook hier op die see van Galilea gebeur. Die Bybel sê in die 4de nagwaak het Jesus op die water geloop. En dit was ver, dit was 'n paar kilometer wat hy geloop het. Soos ek gesê, die 4de nagwaak is omtrent die van 2 uur, 3 uur af tot 6 uur, die donkerste deel van die nag. Maar waarom wag die Here dan so lank? Hy kom ons lank al iets gedoen het. Dis soos by Lazarus. Here, vra Martha, as u hier was, maar nou is my broer al 4 dae. Dis Lazarus in die graf. Met ander woorde sê sy eintlik vir die Here, hoekom kom hy nou eers? As jy net betyds gekom het. Maar die Bybel sê Jesus het met opset 4 dae gewag. Hy het met opset 4 dae gewag. Johannes 11. Hoekom wag hy so lank? Omdat God dikwels sy verlossing bring wanneer menslike hoop heeltemal verdwyn het. Soos Israel, ek gesê het, bevry is eers toe hulle vasgekeer was teen die Rietsee. Abraham het vir Isak ontvang toe sy liggaam so goed was as dood, sê Romeine 4. Lazarus 4 dae in die graf voordat Jesus kom. God se wagtyd, vriende, is nie vergeetachtigheid soos wat ons baie keer dink nie. God is nie stadig nie. Die Bybel sê in 2 Petrus 3, hy's langmoedig. Dis wat hy is. Hy kom toe na hulle toe. In die middel van die see van Galilea en in die midde van die storm. Hy kom nie swemmend nie of op 'n ander skuit nie, hy kom lopend op die water. Want die Ou Testament sê, dis uitsluitlik die lewende Here wat water kan beheer. Dit staan oral in die Ou Testament, Job 9, Psalm 77, Jesaja.
43 sê die Here maak 'n pad deur die see, Psalm 89, Psalm 93 ensovoorts. Baie van die deeltes in die Ou Testament wat sê dat God het die mag oor die waters. Ek wil nie dit alles lees nie. Maar daai Ou Testamentiese tekste is die agtergrond van wat nou hier gebeur toe Jesus kom nie op die water aan omdat hy hierdie groot wonderdoener is wat mense met toertjies verbuister nie. Jesus het nie na die wêreld toe gekom om wondertekens te doen nie. Hy doen dit wat die Ou Testament uitdruklik sê wat God Jahwe doen. Dit doen hy omdat hy en die Vader een is. Dit is verskriklik om daaraan te dink dat daai ouens sit in daai skuit. Hulle sien met ander woorde eintlik nie bloot net 'n man wat op die water loop nie. Hulle sien die Here Jahwe van Psalm 89, Psalm 93, Psalm 107, Job 9, sien hulle in menslike gestalte na hulle toe aankom. Is dit nie geweldig nie? Dis verbuisterend. Dis gewonder hulle val op hulle, veral toe die wind nou gaan lê, toe val hulle daar op hulle knieë voor die Here Jesus en dan bid hom. Hulle kon nie anders nie. Maar jy sien die gedeelte wys vir ons dat disippelskap van Jesus is nie 'n pad wat sonder storms is nie, maar dis baie keer 'n pad waarop die Here self sy mense lei. Hy stuur hulle baie keer in die storm in. Hy sien hulle worsteling in die storm. Hy tref hulle in gebed terwyl hulle daar worstel en op sy volmaakte tyd kom hy na hulle toe. Dis al die goed wat ons in hierdie gedeelte sien. Maar die disippels dink dis 'n spook. Hulle het nog nooit in hulle lewe so iets gesien nie. Hulle dink dis 'n spook. Wat vir ons wys hoe dat die mens van nature nie geestelik kan onderskei nie. Van nature, die Bybel sê dit, die Bybel sê dat die menslike hart is van nature geestelik blind. Hulle het net ure tevore gesien hoe Jesus duisende mense voed met 'n paar brode en visse, en tog verstaan hulle nog nie. Want jy sien die mens is van nature, net soos ou Israel was. Ou Israel het in Egipte die pla van God gesien, maar hulle het weer gemurmureer. Hulle het gesien hoe die see oopgaan en hulle bou weer 'n goue kalf. En Elia sien self hoe God die vuur uit die hemel uitstuur, maar net daarna vlug hy in depressie en vrees. Dis hoekom Jeremia 17 sê, die mense hart is bedrieglik bo alle dinge. Jy kan nie, baie mense sê vandag, jy hoor dit baie keer, mense sê, 'n mens moet net jou hart volg. Volg net jou hart, man. Jy weet, laat jou hart, maar dis heeltemal verkeerd vir 'n Christen, om jou hart te volg. Jou hart is bedrieglik. Jy kan nie jou hart volg nie. En daarom wil ek vir u sê, 'n hart wat vol geloofsvertroue is altyd 'n gawe van God. Altyd. Hoor van die kansel af vandag. 'n Hart wat vol geloofsvertroue is op die Here se woord en op God drie-enig is altyd 'n gawe van God. Dit sê die Bybel ook in Efesiërs 2 en Filippense 1:29 baie duidelik. Sonder die verligting van die Heilige Gees bly selfs die duidelikste openbaring van God af vir die mens soos 'n toeboek. En dan loer die vrees en die angs om die hoek. Net soos wat ons hierso sien. Omdat hulle nie kon sien nie, omdat hulle nie kon onderskei nie. Wat kom by hulle? Hulle sê, hulle verwar die hele ding. Hulle sê dis 'n spook. En wat gebeur? Hulle is bang. Hulle vrees. Dis hoe die mens is. Daarom het ons die verligting van die Heilige Gees. Dis nie om dowe neute dat ons dikwels in die kansel bid voor die preek, dat ons sê dat die Here moet tog ons verlig, nie verlig met lig nie, maar ons gedagtes tog moet verlig nie. Dis nie sommer maar net 'n mooi manier van bid nie. Dit is baie belangrik om te vra, Here, of wanneer jy die Bybel self persoonlik lees, om te sê, Here, verlig my verstand, dat ek kan verstaan wat daar staan. Maar die Here kom nie met 'n bestraffing nie. Hy sê vir hulle sê, dis 'n spook. Hy sê,
Hou goeie moed, dit is ek. Moenie vrees nie. 3 goed. Hou goeie moed, dit is ek. Moenie vrees nie. Ware moed bestaan nie uit selfvertroue of uit gunstige omstandighede of wat ook al nie, maar uit die teenwoordigheid van die Here Jesus Christus. Sy teenwoordigheid skep moed vir ons, in ons. Jy sien dit in die Ou Testament as Joshua, dink aan Joshua wat sê, die Here sê vir Joshua, wees sterk en vol moed Joshua, want die Here is met jou. Sien, daar is die teenwoordigheid. Oral waar jy gaan, dis hoekom my moed kon hê, vir Jeremia sê God, moenie bang wees nie, want ek is met jou. Die basis van moed is altyd die Here se teenwoordigheid. En dan sê hy die tweede, en sê hy, dit is ek. Hou goeie moed, dit is ek. In die Grieks, ego eimi, net 2 woordjies, ego eimi, beteken net letterlik, ek is. Dis wat Jesus sê. Hou goeie moed, ek is. Moenie bang wees nie. Dis die 3 goed wat hy sê. Ego eimi, dit beteken nie net, dis ek Jesus nie. Dis Jahwe, God Jahwe, se naam, wat hy vir homself toeëien. Onthou jy wat het gebeur met die brandende brambos in Exodus 3? Toe Moses vra, Moses trek sy skoene uit en al die dinge, en Moses sê, wat is u naam? Wat het God hom geantwoord in Exodus 3 vers 14? Wat sê hy, toe hy vra, wat is u naam? Wat sê God? Ek is wat ek is my naam. Ek is wat ek is. Dis wat Jesus hier vir hulle sê, ek is. Dis eintlik Jahwe se naam, wat hy op homself neem. Soos Jesaja 43 sê, wanneer jy deur die waters moet gaan, is ek by jou. En hier is nou die letterlike waters van die see van Galilea. En hier kom Jesus en hy sê, ek is. Ek is. Ek is hier voor julle oë geopenbaar, hier sien julle my. Moenie vrees nie. Dis die mees herhaalde bevel in die hele Bybel. Wie het dit geweet? Dis die mees herhaalde bevel in die hele Bybel. Moenie vrees nie. Iemand het een keer getel, dis 365 keer, ek weet nie of dit so is nie. As dit so is dit net mooi een keer vir elke dag van die jaar. Maar die Here sê dit oor en oor en oor. Hy sê dit vir Abraham, hy sê dit vir Hagar, hy sê dit vir Isak, hy sê dit vir Jakob, hy sê dit vir Joshua, hy sê dit vir Gideon, hy sê dit vir Daniel, hy sê dit vir Sagaria, hy sê dit vir Maria, hy sê dit vir Josef, hy sê vir die vroue by die graf, hy sê vir Johannes op die eiland Patmos, ensovoorts. Moenie bang wees nie, omdat ek is. Dawid sê in Psalm 23, ek sal nie vrees nie, want U is met my. Vriende, Christelike moed is nie selfvertroue nie. Dit is godsvertroue. Sê almal hardop op die telling van 3. Nou moet jy mooi sê. 1, 2, 3. Christelike moed is nie selfvertroue nie. Dit is godsvertroue. Dis moed. Jy kan dit nie aanleer met 'n YouTube videoetjie met 'n kursus wat jy doen nie. Of 'n strategie nie. Of sielkunde nie. Jy kan nie. Jy kan nie dit doen nie. Petrus sê, as dit U is, beveel my om na U toe te kom. Bedoelende dat ek ook kan op die water loop. Hy kan niks doen sonder 'n woord van die Here nie. Niks. Hy twyfel nie aan die Here se mag nie, maar hy glo dat een bevel van die Here Jesus is genoeg om die onmoontlike moontlik te maak. Hy glo dit. Hy glo dat Jesus se woord het skepingsgesag. Hy praat, hy spreek en storms bedaar en dooies staan op en demone vlug en sondes word vergewe en nou dra die Here Jesus se woord ook 'n mens oor die water. Die meester antwoord eenvoudig, kom. Net een woord, kom. Maar in daardie een woord sit goddelike gesag.
Dieselfde soos God vir Abraham uit Ur geroep het. Moses uit Midian geroep het. Jesaja uit die tempel geroep het. Petrus van sy visnette afgeroep het. Saulus op die Damaskuspad geroep het. God se roeping skep dit wat hy beveel om te doen. Petrus klim uit. Hy's oor die rand. Hy loop, nie omdat die water ewe skielik hard geword het nie, maar omdat Christus se woord hom dra. En weet jy, dit is hoe elke Christus gelowige mens elke liewe dag lewe. Elke liewe dag lewe ons op grond van en uit God se beloftes. Elke dag loop ons op die water. Elke dag. Dit is hoe jy as 'n kind van die Here lewe. So lewe 'n mens as jy 'n Christus gelowige is. Jy loop en jy lewe op God se woord. Maar die volgende oomblik, hy verloor sy fokus. Hy kyk na die wind en hy begin sink net omdat sy fokus verander. Hy kyk nie na Christus nie, maar na die golwe. En toe hy sy blik verskuif, begin hy sink. Hy het nie verdrink nie, hy het net begin sink. En hy bid die mooiste en die kortste, en die video, of jy weet, is die kortste gebed in die hele Bybel nie. Lord, save me. Here, red my. Dis die kortste gebed in die hele Bybel, maar ook van die mooiste, nê. Daar's nie indrukwekkende woorde nie. Ons dink baie keer as ek bid, dan moet ek mooi bid. Nee, ek wil nie saam met 'n ander ou bid nie, want ek weet nie of ek mooi genoeg kan bid om die ander ou te beïndruk en die Here te beïndruk. Maar van wanneer af beïndruk ons God met mooi gebede? Van wanneer af? Waar is dit in die Bybel? Is nêrens in die Bybel nie. Nee, al wat hy sê is, Here, red my. Soos die misdadiger aan die kruis gesê het, Here, dink aan my. En onmiddellik steek Jesus sy hand uit. Onmiddellik. Dis hoe God is. Dis hoe God is. Onmiddellik. Dis soos hy vir Israel by die Rooi See gegryp het. Dis soos hy vir Jona uit die diepte gered het. Dis soos hy vir Josef uit die put gehaal het. Vir Daniël uit die leeukuil gehaal het. Vir Jesus uit die graf uitgehaal het. Klein gelowige, waarom het jy begin twyfel? Hy sê nie vir hom, jy's 'n ongelowige nie. Hy sê vir hom, jy's 'n klein gelowige, maar kyk 'n bietjie wat doen die klein geloof. Die klein geloof gryp 'n groot verlosser aan. Dis nie die grootte van die geloof wat red nie. Dis die grootheid van die Christus op wie die klein geloof fokus wat red. Let daarop, dis verskriklik belangrik. Want mense dink dikwels geloof is 'n tipe ding wat ek hier in my binneste moet hê, wat ek moet opwerk, jy weet. Ek moet hom hy's nou te klein, hy moet groter word. En as hy groter word, dan gaan die Here nou met my beïndruk raak en gaan ek nou dalk verhoring van gebede kry of wat ook al. Dis totaal nie waar nie. Die klein geloof gryp 'n groot verlosser aan. En dit maak saak. Daarom, die oomblik toe Jesus in die skei klim, toe gaan lê die wind. Die oomblik, toe gaan lê die wind. Dit is asof sy teenwoordigheid eenvoudig die storm laat gehoorsaam. Want hy het die gesag. Moses en Elia het gesag gekry. Jesus het die gesag, omdat hy die ewige seun van God is. Die storm self sê amen, die storm gehoorsaam, omdat Jesus is wie hy is. Wat 'n groot troos is daar nie vir 'n mens in dit nie. Veral in hierdie deurmekaar wêreld waarin ons is, om te weet dat geen mag in die skepping funksioneer onafhanklik van Jesus nie. Die natuur, die geskiedenis, die konings, die nasies, die lewe en dood, alles staan onder sy heerskappy. Satan kon nie aan Job raak sonder God se toestemming nie. Die bose geeste kon nie in die varke ingaan sonder Jesus se toestemming nie. Alles staan voor sy heerskappy. Is gewonder dat daai disippels, ek sou seker ook, hulle val eenvoudig in aanbidding en hulle sê, waarlik, is die seun van God. Waarlik, is net God wat aanbidding kan ontvang. Jesus vertoon as 'n blote mens, maar hy aanvaar die aanbidding, hy verbied nie die aanbidding nie. Hy aanvaar dit, omdat hy werklik God is. Toe
Toe Johannes die apostel voor 'n engel wou neerval om hom te aanbid, toe die engel hom gestop en gesê, moenie my aanbid nie, aanbid God. Toe Cornelius in Handelinge 10 voor Petrus wou neerval om hom te aanbid, toe stop hy hom ook. Waarom stop Jesus nie hierdie disippels nie? Die antwoord is omdat hy werklik God is. Dit is my geliefde seun, het God gesê. Die duiwels, die demone het hom ook herken as die seun van God. Satan het hom herken as die seun van God tydens die versoeking in die woestyn, en nou bely die disippels dit. En dit beteken nie hy's 'n kind van God soos wat 'n seun van 'n biologiese, dit beteken nie dit nie. Dit beteken hy's die ewige seun van God. Dit beteken hy is deel van die drie-eenheid, die beloofde Messias, die goddelike ewige koning. Maar kan jy sien hoe daai storm daai ouens gebring het waar wondertekens hulle nie kon bring nie, en dis by aanbidding. Daai wonderteken van daai vermeerdering van daai voedsel het hulle nog nie by aanbidding gebring nie, maar hierdie storm laat hulle by aanbidding bring, want storms is baie keer God se klaskamer. As ons nou moet kies, wat wil ons sien? Groot vermeerdering van brood, of wil ons nou in 'n storm wat sal ons kies? Mens kies altyd die maklike pad, maar tog is dit die moeilike pad wat vir hulle laat aanbid het. Maar die verhaal eindig natuurlik nie met die storm nie, dit eindig met genesing. Want toe hulle aan die ander kant van die see van Galilea kom by Genesaret, herken die mense hom en stuur boodskappers deur die hele omgewing, toe se dagbreek. En die mense bring almal wat siek is en hulle sê, woe, as ons tog net aan die soem van sy kleed kan raak, soos daai vrou met bloedvloeiing gedoen het. Nie omdat sy klere, sy materiaal van sy klere iets magies. Nee, nie dit nie. Dis 'n teken dat hulle hom vertrou as die Messias, want Jesaja het gesê, as die Messias kom, gaan blindes sien en dowes hoor en krepele spring en die goeie nuus aan mense verkondig word. Het gebeur ook hier. Maar dis nie sommer net wonderwerke nie. Dis tekens en bakens, vriende, wat opgerig word deur die Here van die nuwe aarde wat God gaan skep. Dis soos jy kan amper sê 'n voorproe van die nuwe skepping wat kom. Dis altyd as die Here Jesus tekens en wonders gedoen het, dan was dit om die mense te wys op wat God gaan skep in hierdie wêreld. Ons het net nou daarvan gesing by daai lied 601. Het ons daarvan gesing. Daar's net een persoon wat vrees en aanbidding kan verander, en dis Christus. Ek glo dit van harte. Kan ek vir u ten slotte, miskien net, dit was 'n baie klomp goed, hele klomp goed, maar kan ek vir u net ten slotte vir u net wys op wat ek glo wat die kerk van al die eeue uit hierdie gedeelte moet leer. 5 groot waarhede wat ons moet leer. Dan bid ons. Eerstens, Christus stuur sy kinders baie keer doelbewus deur storms. Luister almal nog. Moet ons eers 'n lied sing. Christus stuur sy kinders soms doelbewus deur storms. Dis die pad waar langs 'n mens gevorm word. Vra maar vir die ouens wat die Comrades of enige moeilike soort van sportding wil suksesvol doen. Hoe oefen hulle? Wie die Comrades al gedoen? Michael, hoe het jy geoefen net by die afdraandes? Jy het met opset die moeilike pad gekies. As jy 'n ander manier nie. Veral van Durban af Pietermaritzburg toe. Dan moet jy nie afdraandes geoefen het nie. Tweedens,
Christus sien sy kinders, selfs wanneer hulle hom nie sien nie. Toe hulle daar op die bootjie was Jesus nie by hulle nie. Hulle het gedink, ons is vergete. Tussentyd was hy op die berg besig om te bid vir hulle. Derdens, kom ek sê weer die eerste ene. Die Here stuur soms sy kinders doelbewus deur storms. Tweedens, die Here sien sy kinders selfs wanneer hulle hom nie sien nie. Derdens, die antwoord op vrees is nie groter selfvertroue nie, maar 'n groter visie van Christus. Die antwoord op vrees is nie groter selfvertroue nie, maar 'n groter visie van Christus. Hulle vrees het nie verdwyn omdat die see ewe skielik kalm geword het nie, maar omdat hulle die Here beter leer ken het. En dan vierdens, selfs klein geloof word deur 'n groot verlosser vasgehou. Petrus se hand het nie vir Jesus vasgehou nie. Jesus se hand het vir Petrus vasgehou. Dit maak 'n wêreldse verskil. Want hoe dikwels dink ons ek moet die Here vashou? Dis verkeerd. Dis verkeerd. Vyfdens, die enigste gepaste reaksie op die openbaring van wie Jesus is aanbidding. Dis die enigste reaksie wat pas. Die disippels eindig op hulle knieë. Hulle is nie in 'n debat oor hoe op aarde kan vlees en bloed op water loop nie. Hulle eindig op hulle knieë. En dit is vir my die doel van die hele, van alles. Dis die doel van hierdie diens, dis die doel van alles wat ons in die kerk doen, dis die doel van die prediking, alles, is dat mense sal bely Jesus as die Seun van God en voor hom sal buig. Want daar is net een persoon wat vrees in aanbidding kan verander, en dit is die man van Nasaret. Niemand anders nie. Kom ons sê dankie in gebed. Here, dankie dat U die God is wat praat, wat spreek, Here. Dat U woord waarheid en lewe is, Here. En dat U nie afwesig is wanneer die storms van die lewe woed nie. Ons is almal geneig om baie meer na die golwe te kyk as na Christus. Want baie keer sien ons hom glad nie eers nie. Hy's weg, ons weet nie wat van hom geword het nie. So voel dit. Maar as ons 'n groter visie van Christus het, dan sal ons nie meer so deur vrees beheer word nie. Want U is die oorwinnaar, Here, oor dood, sonde en die magte van die duisternis. Here, laat U Gods woord ook diep in ons harte wortel skiet vandag. Ons kan dit nie laat gebeur nie. As ons hier uitry straat af, dan dink ons alweer aan ander goed. Dis net U wat dit kan laat gebeur, Here. Help ons in die nuwe week wat voorlê om met nuwe moed te lewe en oral getuies van Jesus te wees. Ons bid vir hulle wat deur moeilike waters gaan, soos wat ons gisterand op die groep gebid het, vir die in ons gemeente wat baie swaar kry, veral met siektes. Ons bid vir die droogte in die Suidwes-Kaap. Here, Julie was die droogste maand op rekord. Dit was nog nooit so droog in Julie nie, so sê die geleerdes. Ons bid daarom, Here, dat U wat die mag het oor die atmosfeer, Here, dat U reën, broodnodige reën sal stuur. En ons dink nie net aan die damme nie, ons dink ook aan die landbou. Die landbou is deurslaggewend.
wil U nie na ons omsien, Here. Dis lekker om U lekker weer te geniet, maar die prys wat 'n mens betaal is groot. Ons bid daarvoor, Here, uit ons erediens, vir die soveelste keer reeds. Want ons het nou net gelees in Matteus 14, dat U gesag het oor die natuur. Ons roep U naam aan, Vader, in die naam van Jesus deur die Heilige Gees, met danksegging. Amen.